Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Numeri hoofstuk 7. Dit lyk met die eerste oogopslag soos 'n hoofstuk vol herhaling. Dieselfde offers word 12 keer genoem, 1 keer vir elke stam van Israel. Dit kan maklik lyk asof dit onnodig is, maar God het doelbewus elke offer laat opteken. Hy wou hê dat toekomstige geslagte moes verstaan dat elke stam belangrik was en dat elkeen sy plek in God se plan het. Die 12 stamme het nie as losgroepe opgetree nie. Elkeen het 'n unieke verantwoordelikheid gehad, maar almal het saamgewerk aan dieselfde doel, die aanbidding van God by die tabernakel. Ons sien dat die Lewiete ook verskillende take ontvang het. Die Gersoniete, Merariete en Kehatite het elkeen 'n spesifieke diens verrig, maar geen taak was belangriker as die ander nie. Hulle was almal afhanklik van mekaar. Nou hierdie selfde beginsel geld vandag vir die kerk nog. God het nooit bedoel dat aanbidding of bediening op 'n klein groepie mense moes rus nie. Elke gelowige het 'n plek, 'n gawe en 'n verantwoordelikheid. En wanneer ons elkeen ons deel doen onder leiding van die Heilige Gees, word Christus verheerlik en word die kerk 'n kragtige getuienis in die wêreld daar buite. Alhoewel elke stam op 'n ander dag sy offer gebring het, was die offers presies dieselfde en ons kan 'n paar belangrike waarhede hieruit leer. Eerstens, wys dit dat God elke stam ewe belangrik geag het. Niemand het voorkeur geniet nie. Tweedens, wys dit dat God 'n God van orde is. Die stamme het volgens sy bepaalde volgorde gekom en nie volgens hul eie belangrikheid of voorkeure nie. En derdens, wys dit dat God nie net na die uiterlike offer kyk nie, maar na die hart waarmee dit gebring word. Al was die offers dieselfde, het elke stam sy eie daad van gehoorsaamheid en toewyding aan God gebring. Nou wanneer ons na die inhoud van die offers kyk, sien ons dat elkeen na Jesus Christus wys. Die silwerskottel en silwerbak, gevul met fyn meel en olie, herinner ons dat Jesus die volmaakte brood van die lewe is. Die fyn meel spreek van sy volmaakte lewe sonder sonde, en die olie herinner ons aan die werking van die Heilige Gees. Die goue pan vol wierook wys op aanbidding en gebed. Soos geurende wierook opgestyg het, behoort ons gebede en lofprysing ook vir God aangenaam te wees. Die brandoffer wys op Jesus wat homself volkome aan die Vader oorgegee het. Hy het niks teruggehou nie. Die sondoffer herinner ons dat sonde versoening vereis. Jesus het die straf wat ons verdien het op homself geneem, sodat ons vergewe kon word. Die skuldoffer wys daarop dat Christus nie net ons sonde vergewe het nie, maar ook die skuld ten volle betaal het. En die vrede of gemeenskapsoffer wys op die vrede wat ons nou met God deur Jesus Christus het. Deur Christus kan ons weer in verhouding met die Vader leef. Die hoofstuk eindig op 'n besonderse manier. Nadat al die offers gebring is, het Moses die tabernakel binnegegaan en God se stem gehoor. Dit wys vir ons dat gehoorsaamheid, aanbidding en toewyding tot gemeenskap met God lei. Wanneer ons dan na Numeri 7 kyk, sien ons, dit gaan uiteindelik nie oor 12 identiese offers nie, maar ons sien God se groot verlossingsplan wat vooruitgewys het na Jesus Christus. Ons sien, dit gaan oor 12 stamme wat met een hart, een doel, een God aanbid het. Vandag is dit steeds God se hart vir sy kerk, dat elkeen sy plek sal inneem, sy gawe sal gebruik, saam met ander Christus sal verheerlik, en wanneer ons in geesgeleide eenheid leef, word Jesus sigbaar
in sy kerk en word God daardeur verheerlik. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.